Liewe vriende, baie welkom hierso by ons uitsendingsdiens. Dit is vir my weer eens vir hierdie jaar besonders lekker om so saam met julle te kan kuier op hierdie besonderse manier en weer eens om dit weer hierdie jaar so saam te kan afskop en sommer te kan vervat met dit waarmee ons eintlik nie tot 'n einde mee gekom het nie, maar wat vir tyd en wyl op 'n briek was. Mag die nuwe jaar vir ons almal 'n verrassing wees vir dit wat dit vir ons inhou en mag dit vir ons in so 'n mate uitdaag om te kan groei in hierdie jaar van 2026 wat voor lê. Vriende, sommer net daar waar jy jouself bevind, kom ons raak net vir 'n oomblik stil en gee oor hierso om in die teenwoordigheid van die Here te kan en mag wandel. Kom ons bid sommer net so saam. Weer baie dankie sommer net weer eens vir hierdie geleentheid dat ons op so 'n unieke manier vandag by mekaar kan kom en u woord kan lees, kan luister, 'n bietjie daaroor nadink, Here. Here, ons is in 'n gejaagde wêreld en soos wat hierdie uitsending uitgaan, sien ons dit nie noodwendig op dieselfde plekke nie. Ons almal bevind onsself in verskillende omgewings. Dalk is dit 'n omgewing waar ons gemaklik voel om u teenwoordigheid te ervaar. Maar Here, daar waar ons is, maak ons harte stil en ontvanklik, dat ons kan hoor wat u vandag vir ons wil sê, wanneer ons weer in hierdie skrifgedeelte ingaan en dieper delf. Amen. Vriende, die woorde van genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, die opgestaande Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees, is vandag met julle, nou tot en met ewigheid. Vriende, soos wat ons vandag by mekaar kom op hierdie unieke manier, het ons vandag bietjie die geleentheid om hierso in die boek van Lukas, sommer so op die begin van die jaar, bietjie in te kan gaan en te gaan lees. En wat mense moet besef is, Lukas is een van die 4 evangelies wat ons het, en Lukas het ook 'n spesifieke skare vir wie hy skryf. Hy dalk nou in hierdie gedeelte wat ons lees, dalk nou nie vir die kerk wat vervolg word op daardie gegeewe oomblik nie, maar die vorm deel van die opstandingsverhaal. En dit was vir 'n volk gewees wat dalk nou nie op daardie oomblik besef het wat was hierdie waarde van hierdie opstanding nie. En hier ontmoet Jesus mense op die pad. Hulle het verstaan Christus was gekruisig, maar hulle dalk nou nie noodwendig in hierdie binnekring verstaan van wat is op pad om te gebeur. En vandag is 'n bietjie 'n langerige stukkie wat ons so gaan saam lees en saam gaan delf. En dit is hierso in Matteus 24 vers 13 tot 35 en dit lees so as volg. Ek kyk juis op die dag was 2 van hulle op pad na 'n dorp met die naam Emmaus, 60 stadion van Jerusalem af. Hulle het met mekaar gepraat oor al hierdie dinge wat gebeur het. Hierdie dinge is nou na die verwysing na die kruisiging toe. Terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hulle sê toe vir hulle, waaroor loop julle so met mekaar en redeneer? Hulle gaan staan, hulle gesigte somber. Een van hulle met die naam Kleopas het hom geantwoord, is u die enigste vreemdeling in Jerusalem wat nie weet van die dinge wat in die dae in die stad gebeur het nie? Hy vra hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, dit wat gebeur het met Jesus van Nasaret, 'n profeet, magtig in woord en daad, in die oë van God en die hele volk. En hoe die leierpriester en ons volkleiers hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom laat kruisig het. Ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos, maar intussen is dit nou al die 3de dag van dat dit gebeur het. Sommige vroue uit ons geleedere het ons boonop ontstel. Hulle was vanoggend vroeg by die graf en toe hulle sy liggaam nie vind nie, het hulle kom vertel dat hy 'n visioen gesien het van engele wat sê dat hy leef. 'n Paar van ons het na die graf gegaan en dit net so aangetref soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Sy sê vir hulle, o julle wat so sonder begrip is, met harte wat traag is om alles te glo wat die profeet gesê het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie. Hierna het hy begin om al die skrifte oor hom vanaf Moses en die profete vir hulle uit te lê. Toe hulle nader kom aan die dorpie waarheen hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis. Maar hulle het sterk by hom aangedring. Bly by ons,
want dit is amper aand en die dag is reeds verby. Hulle het toe ingedraai om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle vir die ete aangeleer het, het hy brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Toe is hulle oë geoop en hulle het hom geherken. Hy het egter uit hulle sig verdwyn en hulle het vir mekaar gesê, was ons harte nie brandend in ons toe hy met ons langs die pad gepraat en die skrifte vir ons uitgelê het nie. Hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem teruggekeer waar hulle die 11 en die ander saam met hulle bymekaar gevind het. En hulle het gesê, die Here is werklik uit die dood opgewek en het aan Simon verskyn. Hulle verduidelik toe wat op die pad gebeur het en hoe hy met die breek van die brood aan hulle bekend geword het. Vriende, ons lees hierdie gedeelte tot en met sover vandag. En ek wil 'n bietjie na ons moderne wêreld toe kom. Ons leef in 'n wêreld wat nou nie net meer vinnig is nie. Dit is 'n onmiddellike, hoe kan ek sê, eintlik 'n onbehoubare pas wat ons moet byhou in hierdie gejaagde wêreld. En dit is nie net vinnig nie, maar dit verander ons manier van dink en hoe om dinge uit te voer. Ons as mense sien onsself eintlik hierso as projekte, as maatstawwe, as goed wat meetbaar moet wees binne in ons waarde. Dan kom hierdie vraag natuurlik nou voor van wat is my waarde? Is my waarde gekoppel aan dit wat ek aards het? Is my waarde gekoppel aan dit wat ek agter my naam het in terme van 'n graad, matriek, my punte wat ek op skool gehad het? En dan ewe skielik begin ons alles teen hierdie maatstawe te meet. En dan begin dit sosiale realiteite vir ons vorm. En dit begin so in ons ingebed word, dat dit eintlik invloed oor die manier hoe ons oor alles dink, die manier hoe ons alles benader. Want dit lyk sommer net so vir ons normaal. Maar die lang en die kort daarvan is, dit het 'n invloed op die manier hoe dit oorkom en hoe ons dit sien in ons geloof. Want ons sê nou maar net, weet jy, dit is normaal, dis hoe dit is. Maar liewe vriende, dit is eintlik nie neutraal nie. Die beginsel hiervan is, ons sê alles moet bewys kan word. Alles moet binne in hierdie maatstaaf gemeet kan word. Want dan ewe skielik begin ons sê, waarde is iets wat jy verdien. My waarde raak meer as ek hierdie en hierdie agter my naam het. My waarde raak meer as ek hierdie en hierdie is. En dan ewe skielik begin ons waarde te koppel in 'n, ek kan eintlik sê, in 'n onrealistiese manier. En ons kan dit begin sien aan ons geloof, want hoekom ek dit so sê is, ons begin glo, God begin werk soos die wêreld. Yes, nou ewe skielik kyk die Here na my en ja, die Here sê, maar weet jy wat, hierdie jaar, ons Kersvader sy lysies skryf, hierdie jaar was jy 'n goeie Christen, nie vir jou produksiebonus. Hier is vir jou produksiebonus omdat jy 'n goeie Christen is. Maar o nee, wag, hierdie trek ek bietjie af, hierdie trek ek bietjie af. En dit begin 'n probleem te raak in ons geloofspad. Want dan ewe skielik begin ons God gebonde te maak aan die wêreld, want dan sê ons God begin werk soos die wêreld en God is die wêreld en dit is eintlik nie die realiteit nie. Dis die wêreld wat in 'n verhaal hierso voorkom. Hierdie wêreld waar ons vandag is, kom eintlik in hierdie verhaal voor. Ja, die jaar het verander, maar die beginsel hierso bly soort te sê dieselfde. Ons kyk in hierdie verhaal wat ons vandag lees en hierdie mense hierso, die volk, die wat hier aangespreek word van Emmaus, besef hulle kan nie glo wat nou met hulle gebeur het nie. Hulle gebruik hierdie beginsel van dit gaan mos nou nie binne in ons verwagting dat die Here nou dat Jesus nou gekruisig is nie, nou hoe sy dood. Ons het hierdie verwagting gehad. En daar begin die binding daarvan kom wat hulle gebruik juis hierdie woorde van hulle sê ons het gehoop. Dis nie dat hulle hoop verdwyn nie, maar hulle het gehoop God gaan wees soos wat hulle verwagting is. Jesus gaan wees, hierdie Messias gaan wees soos wat hulle kulturele verwagting is. En dit het ewe skielik toe vir hulle verander, want hulle verwagting was dat Christus of die Messias nou gaan kom, dat hy redding gaan bring deur mag, deur sukses, deur oorwinning. Maar nou kom dit met die kruis. En mense moet verstaan, in daardie tyd was die kruis eintlik vir hulle 'n vernederingsspil. Ja, ons het hierdie groot verwagting gehad in ons kulturele verstaan van mag. Maar hoe word ons dan nou gered deur die mees vernederendste manier? Dit maak mos nou nie sin nie. In my kulturele verstaan maak dit nie sin nie. Dan lees ons hierdie gedeelte en ons sien hierdie deel van sê, maar ons het gehoop. Dit is nie nou dat hulle ewe skielik hulle
hulle hoop verloor het en dat hulle nie gelowig is nie, maar hulle het hulle hoop verloor omdat dit nie gepas het binne in hulle manier van geloof nie, in hulle manier van hulle kulturele voorskrif van wie die Here moet wees. En nou veel eerder lees ons hierdie gedeelte, maar dan sien ons dit het 'n verandering gebring en sê, maar weet jy, mense verloor nie hulle geloof nie, omdat hulle nie gelowig is nie, maar hierdie het nou veel eerder 'n probleem opgebring, want nou is God groter as wat my verstaan is, van wie hy eintlik is. Nou lees ons hierdie gedeelte en dan sien ons, hierso ontmoet Jesus hierdie twee op hulle pad. Jesus doen iets hierso radikaal, hy verander nie hulle situasie nie, maar hy bring vir hulle, soos ek nou so mooi noem, 'n herberekening. Soos 'n GPS wat sê 'n recalculation, 'n herberekening. Hy verander hulle denkwyse. Hierdie herinterpreteer. Nou ewe skielik verander nie hierdie situasie nie. Maar hierso sien ons, hier kom die Here eintlik en hy maak ons verstaan dieper. Gee nie vir ons die klinkklare antwoord nie, maar ons verstaan verdiep. En vriende, dit is eintlik in vandag se wêreld. Ons probeer alles meet, want hoe meer ek verstaan, hoe meer is hierdie waarde daaraan gekoppel. Hoe meer ek verstaan, hoe meetbaar is dit vir my. Maar nou verstaan ek nie, nou is dit 'n afwisseling. Nou maak niks meer vir my sin nie. En ons begin goed so te meet. Yes, maar dit gaan met hierdie persoon so goed, dan begin ons te meet, maar weet jy, dalk is dit daai projeksiebonus wat die Here vir hom gegee het omdat hy 'n goeie Christen is. Maar nou begin ons alles so te meet in terme van aards. Ons verdiep nie enigsins die verstaan van wat is hierdie genade nie, wat is hierdie liefde nie. Ons meet nie dit nie. Maar wanneer ons dit meet, dan sê ja, maar ek is lief vir jou soos hierdie. Ons verdiep nie ons eie verstaan nie. Ons meet nie waardes soos karakter, liefde, roeping of genade nie. Hoekom ek dit noem is, gewoonlik sê mense, ja maar my sukses koppel ek aan randwaarde. Maar kom ons sien die ander kant daarvan. Iemand wie se roeping dit is om te sê, maar ek wil mense versorg. Dalk kry ek nie 'n groot randwaarde komponent daarvoor nie. Maar my sukses is hier in my roeping, want ek kon 'n verandering gebring het. En dan word dit ewe skielik nie gemeet aan randwaarde nie, maar binne in hierdie diep gevoel wat verdiep van jou roeping. En dan kom ons met hierdie vergelykende maatstaf van mekaar. Want as ons nie in hierdie maatstaf kan val nie, dan het ons eintlik nie hierdie waarde nie. En dit is wat ons hierso in hierdie verhaal ook sien. Hierdie woord van ons het gehoop. Hierdie onrealistiese verwagting. Maar nou lees ons hierdie ding, nou is dit nie ewe skielik hier waar die Here sê, maar weet jy wat, jy was nou toer daarso in jou verkeerde pad gewees nie. Jy moet nou eintlik herbereken. Kom ek gee net vir jou 'n bietjie die ander lens. Ek sê eintlik vir jou padkaart is dalk nou nie noodwendig soos wat jy verwag het nie. Jou kompas is dalk nou nie noodwendig die ware noord soos wat jy gedink het nie. En dis presies waar jy ontmoet word. Waar die Here vir jou nie eintlik sê, weet jy, ek gaan jou nou optel en jou op die regte pad 2 meter links sit nie. Maar ek gaan vir jou 'n bietjie 'n dieper verstaan probeer gee. Ek wil vir jou eintlik 'n herberekening gee. Want as ek jou net skuif na die nuwe baan toe, gaan jy nie verstaan hoekom jy in die nuwe baan is nie. Want jy verdiep nie jou verstaan nie. En dit is hierdie uitnodiging. En liewe vriende, ons sit nou in 'n tyd in hierdie begin van die jaar waar daar eintlik soveel oorgange is. Die oorgang in die begin van die jaar is meer as 'n oorgang aan die einde van die jaar. Want wat kry jy aan die einde van die jaar? Dis 'n oorgang in 'n nuwe jaar in. En in die nuwe jaar, in hierdie begin waar ons osself vind, kom ons dink net sommer wat het in hierdie week gebeur. Matrieks het hulle uitslag gekry, graad 1 se skool toe. Mense wat op universiteit is, het gaan werk. Mense is nou uiteindelik op pensioen. Ander het sommer direk van skool af en werk gegaan. Daar's 'n groot oorgang. Maar die maatstawe verskil. Want sodra ek een universele maatstaf voor het, dan maak niks meer sin nie. Hier, wanneer ons hierdie gedeelte lees, besef ons lens moet verskil. Want wat sê dit vir ons binne in hierdie realiteit wat ons nou onsself in bevind, met 'n veranderende wêreld? Dalk moet ons lens bietjie verander oor ons godsverstaan, oor ons verwagting, oor ons wêreldbeskouing. Ja, die wêreld mag dalk mal wees. Yes, die wêreld het hierdie as norm.
Maar dit is die wêreld se norm en nie noodwendig God se norm nie. Want waarin is ons identiteit eintlik in gevestig? Is dit in die blote feit dat ons aan die wêreld behoort en dat ons aan die wêreld se standaarde voldoen? Vir die blote feit dat ons aan die Here Jesus Christus behoort en dat ons in hierdie wêreld is. En daarom kan ons krities omgaan met die wêreld. Maar om te besef nie net noodwendig met die wêreld nie, maar met onsself. Want sodra ons krities met onsself begin omgaan, besef ons dan, maar weet jy, ons het gehoop, maar nou het ons bietjie meer van 'n verstaan. Want nou moes ons 'n herberekening doen om te besef, sjoe, ek mag dalk nie nou in totaliteit die volle antwoord hê nie. Maar die lens waardeur ek kyk, geef my 'n bietjie 'n dieper verstaan. Vriende, dit is wat geloof eintlik is. Geloof is nie noodwendig die verstaan van alles nie. Maar geloof sê maar, my verstaan kan altyd verander word, sonder dat dit aan die waarde van my kan verander. Vriende, hier waar ons in hierdie nuwe jaar ingaan, mag ons eintlik met hierdie voortdurende verandering gekonfronteer word. Om nie net te sien, maar weet jy, dit is 'n straf, of weet jy, hoekom werk niks uit soos wat ek het wil gehad het nie. Maar mag ons met 'n nuwe lens daarna kyk, om ons verstaan te verdiep. Amen. Liewe Heer, ons lees hierdie gedeelte, Here, en ons vra onsself in 'n moderne wêreld, hoe help dit ons? Here, dan sien ons hierdie gedeelte van 'n volk wat eintlik in 'n teleurstelling gestaan het, omdat U nie binne in hulle verwagting van wie U is gepas het nie. En dan soms bring dit 'n tipe van 'n ongeloof en 'n probleem binne in ons verstaan, Here. Maar Here, mag ons gebed wees dat U vir ons 'n nuwe lens opsit en nie noodwendige verandering sien as 'n straf nie, maar veel eerder as 'n herberekening op die pad waar ons staan stap. Here, mag ons nie net ons waarde meet binne aardse verwagting en wêreldbeskouing nie, maar mag ons dit meet in dit wat vir ons belangrik is, geloof, ons genade wat ons by U ontvang het en binne ons roeping, Here. Dat U vir ons die lens sal gee om ook die pad te kan sien wanneer ons 'n herberekening moet doen, sonder dat ons voel, maar U straf ons. Here, dankie dat U die argitek is van ons geloofslewe, Here. Dankie dat U elke dag hierdie geloofsreis saam met ons stap. Amen. Vriende, daar waar ook al jy gaan, mag die Here jou seën en bewaar. Mag jy dag op dag in sy teenwoordigheid wandel. En mag jy so 'n herberekening maak in jou lewe, in die midde daarvan, dat jou geloofspad en jou geloofsreis, jou geloofslewe altyd groeiend sal wees. Mag jy nie gemeet word binne 'n aardse maatstaf nie, maar altyd in die verdieping van jou geloof.